Vanoggend is dit Woensdag die 12de Maart en ons groet mekaar weer in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Liewe broers en susters, wanneer ons vanoggend se teks lees, daar uit 1 Konings 13 vers 11 tot 22, is dit 'n baie moeilike teks. Julle sal onthou gister het ons gelees van die man van God en Jerobeam met sy hand teen hom probeer uitsteek om hom gevange te neem en sy hand het styf geword nie waar nie. Nou hierdie einste man kry die opdrag van die Here dat hy in daai hele landstreek niks mag eet of drink nie omdat dit vir die Here ontheilig is. En dan beweeg hy uit die land uit en probeer wegkom uit die land uit sonder om daar iets te eet of te drink. Maar in hierdie teks lees ons dan dat 'n ou profeet kom en die profeet praat hom om dan by hom te kom kuier en by hom te kom eet en drink. En goedhartig stem hy dan in. En op die einde van die dag kom die oordeel van die Here op hierdie man van God, omdat hy eerder na die mens geluister het as na God. En wat gebeur? Hy sterf. Hoe sterf hy? Die Here het 'n leeu gestuur en hom van sy esel afgegryp. En dan het hierdie ou profeet wat hom omgepraat het om by hom te kom eet en drink, gegaan en sy lijk gaan begrawe. Nou, wat steek agter hierdie verhaal? Eintlik net die volgende. 1. Mag ons altyd eers gehoorsaam bly aan die Here. Mag ons nooit so mense aanhang en opkyk na mense dat ons op die einde van die dag mense naleef nie. Nee, mag ons eerder die Here Jesus naleef. Mag ons Here naleef. Mag ons die woord van die Here as die heel grootste gesag in ons lewe neem. En mag ons nie, soos hierdie man van God, op die einde van die dag die woord van hierdie ou profeet neem en goedhartig hom volg, in plaas daarvan om vas te staan by wat die Here self vir hom gesê het nie. Liewe broers en susters, en dan is dit natuurlik ook 'n heenwyse, hierdie hele gebeurtenis, liewe jong mense, vir koning Jerobeam, om te sê, maar kyk, jy moet gehoorsaam wees aan my woord, want selfs hy wat naby aan my geleef het, die man van God, het ek dan gestraf. En so wil ons ook vanoggend dan kom en sê, Here, help ons om in die woord te lewe, naby te lewe. En dit is so pragtig, in 'n sekere sin, dit kom die man van God oor, en so wil ons ook as dominees volgend kom, en ek kom en sê, Here, help dat ons in u voetspore sal bly. Here, en waar ons afdwaal, sal u deur die Gees ons altyd terugbring. Here, dankie dat u die Here en die God van vaste beginsels is. En dat ons vanoggend kan sê, Here, wanneer ons u teleurstel, vergewe ons en wil u kom en wil u deur die Heilige Gees, Here, ons baie styf teen u kom vasbind. En wil u gee dat ons dan nie ons ore sal uitleen vir ander mense se woorde en se interpretasies van die woord nie, maar laat ons sal vas staan op dit wat ons weet, u in die woord vir ons leer. Ons vra dit, nie omdat ons dit verdien nie, want die verdien ons glad nie, ons vra dit alleen, Here, uit genade. Die genade en die genade alleen, Here, want ons het voete van klei, en is net u en u alleen wat ons kan red. Ons bid dit vir mekaar, ons bid dit vir ons jong mense. Daar is soveel stemme daar buite wat hulle kan verlei. Kom ons bid ook dat ons kinders en ons studente hulle weer in hulle weg sal hou en rig en vind in die woord van die Here, in God se goedheid en in sy genade. Ons bid dit vir elkeen van ons, in Jesus Christus se naam, die lamp en die weg vir ons voete. Amen.